God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Die Here groet jou. Het is my voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n paar lofliedere as ons vir oulaas of hier as ons uit die Kersfeestyd uitbeweeg, nog 3 Kersliedere sing. Ons gaan 3 liedere sing, die Heiland is gebore, 3 verse, kom alle getroues ook die 3 verse, en herders op die ope velde se 2 verse. Oh
Ons skriflesing vir oggend kom uit Lukas 1. Ons gaan van vers 26 tot 38 saam lees. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Here, dankie vir Kersfees. Kersfees wat soveel gedaantes in die wêreld aangeneem het, waar dit in ons vakansietyd is en baie gaan oor geskenke ook. Dankie vir die geskenk van u seun wat u vir die wêreld gegee het, sodat elkeen wat glo die lewe kan hê. Dankie dat u ook by ons was in hierdie Kersfeestyd. Dankie vir familie, dankie vir vriende. Dankie vir die voorreg van saam wees. Dankie vir veilig reis, waar mense vir ons kom kuier het en waar ons self op pad was. En Here, ons begeerte is vir oggend om in die gees van Kersfees opnuut te ontdek 'n betekenis van Kersfees oor vrees, waarvan ons lewens vandag so vol is. Praat met ons Here, ons begeer dit met ons hele hart, siel en gees in ons verstand. In Jesus se naam, amen. Ek het nie die teks op die skerm nie. Kom ons skerp bietjie ons gehoorsintuig op en ons luister so by afwisseling. Jy kan in jou Bybel volg as jy die Bybel by jou het, Lukas 1 vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word, 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. En daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die Seun van God. En kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het." Toe het die engel van haar af weggegaan. Vers 30, moenie bang wees nie, Maria. Moenie bang wees nie. Almal van ons wat vanoggend in die kerk sit, of jy luister, almal van ons sonder uitsondering het vrese. Dinge in ons lewens, in die wêreld rondom ons, en binne in ons waarvan niemand anders dalk weet nie, het ons vrese waarmee ons rondloop. Ons is bang. En partykeer is dit baie intense, rasionele vrese. En van hierdie intense, rasionele vrese, wat fobies genoem word, is opgeteken en is deel van die
sielkunde se diagnostiese skale. Jy is dalk bang vir slange, bang vir spinnekoppe, vir hoogtes, vir engtes, eerder 10 vloere se trappe klim, as wat jy sal ry. Of jy is bang vir vlieg, jy sal eerder 10 ure op die pad spandeer, as om 2 ure in 'n vliegtuig te spandeer. Jy is dalk bang vir naalde, vir bloed, jy is bang vir muise, jy is bang vir honde, en dan een van die mees algemene vrese is, jy is bang om voor ander mense te praat, om in die openbaar op te tree. En partykeer neem ons vrese nie sulke ernstige afmetings aan nie, en is dit kleiner, meer algemene goedjies. Partykeer simpel goed, soos of 'n nuwe resep wat jy vir Kersdag se Kersete probeer het, of jy mense daarvan gaan hou. En dan is dit natuurlik 'n irrasionele vrees op Kersdag, gaan daar genoeg kos vir almal wees. Want daar bly altyd oor in ons yskaste, het nou nog van die oorblyfsels oor. Ander kere is ons vrese meer ernstige goed. Ons vrees vir siekte. Ons vrees vir die dood. Ons vrees dalk vir ouderdom. Ons vrees vir afhanklikheid. Daai dag as die versorger by jou in die huis moet intrek. Ons het baie keer groot goed waaroor ons bang is. Klein groot goedjies. En nou is dit interessant dat die eerste Kersverhaal baie oor vrees praat. Dat die frase moenie vrees nie 4 maal voorkom. Maria hoor dit, die herders hoor dit, Sagaria hoor dit, Josef hoor dit. Hulle moes elkeen op verskillende maniere en verskillende omstandighede op verskillende plekke moes hulle by die Here hoor, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. En dis een van die helderste boodskappe van Kersfees. Is dat Kersfees het gekom sodat ons nie meer bang hoef te wees nie. God het gereageer op die vrees wat sedert die sondeval in Genesis in ons lewe in die wêreld ingekom het. En hy het gekom op Kersfees om vrees uit te kanselleer. Onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. En kom ons kyk vanoggend na 5 vrese wat deel was van die Kersverhaal. Ons begin by Maria, die moeder van Jesus. Maria, toe sy die boodskap hoor van die engel dat sy swanger sal word om die seun van God, die Messias, wat lank verwag was oor die eeue in die wêreld te bring, het sy oorweldig gevoel. Sy het gevoel sy is nie goed genoeg nie. Ontoereikendheid het in haar lewe en haar gemoed ingekom. En ook vrees, het sy hierdie persoonlike ontmoeting met die Here. En nou moet sy vir haar familie gaan sê, ek is swanger, ek is pas verloof, en ek is swanger. Sy het op daardie stadium nie eers haar verloofde goed geken nie, want troues in daardie tyd was eintlik 'n familie-aangeleentheid. Die ouers het tussen mekaar 'n huwelik gereël, so die verloofdes het mekaar nie baie goed leer ken voordat hulle in 'n huwelik ingestap het nie. Hoe verduidelik jy so iets vir jou familie? Sonder twyfel sou Maria angstig gevoel het en sou sy bang gevoel het en nie goed genoeg gevoel het nie. Haar verloofde Josef het 'n ander vrees gehad. Wat gaan die mense sê? Die afkeer en die verwerping wat hierdie nuus vir hom kan beteken. En ons lees dat hy in die geheim hom voorgenem het om van haar af weg te gaan. Hy het besluit om hierdie konflik, hierdie afkeer van mense, om dit te vermy, om weg te vlug van die situasie af.
Hoe verduidelik hy dit vir sy familie, dat sy verloofde swanger is en hy het niks daarmee te doen nie, en dit is nie, geen mens het iets daarmee te doen nie. Hoe verduidelik jy dit vir sy sakevennote, vir jou sakevennote? Josef was 'n skrynwerker, in daardie tyd het dit beteken, jy was 'n bouer van beroep. Hoe verduidelik jy dit vir jou kollegas, dat jy in hierdie situasie beland het? En Nasaret is 'n klein dorpie, daar was maar 'n paar duisend mense, en almal weet almal alles van mekaar af. En Josef se reaksie is vrees. Hy wil vlug, hy wil die verloving verbreek. Ons lees in Matteus 1 vers 20 en 21, terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en vir hom gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, wat in haar verwek is kom van die Heilige Gees. Josef hoor ook, hy moenie bang wees nie. Die herders hoor ook, hulle moenie bang wees nie. Hulle is ook bang vir die onbekende. Toe die Here hulle konfronteer met hierdie aankondiging op hierdie spesiale manier, toe dit hulle ook oorweldig. En ons lees in Lukas 2 vers 8 tot 12, daardie nag was daar skaapwagters wat in die veld buite die dorpie hulle skape opgepas het. Skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn en die glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword. Maar die engel het hulle gerus gestel, moenie bang wees nie. Het hy gesê, ek bring vir julle goeie nuus, wat groot blydskap vir almal inhou. Herodes was die volgende karakter, wat ook bang was. Herodes was op 'n ander manier bang, toe die wyse manne by hom kom en vertel van die koning van die Jode wat gebore sou word, toe het sy paranoïde vrees in hom oorgevat. Hy was bang vir iemand anders wat die koningskap by hom sou kon wegneem. Op daardie stadium het hy met sy irrasionele vrese, sy magsbelustheid en sy paranoia, het hy sy ma, sy vrou en sy 2 seuns alreeds om die lewe gebring. En daarom gaan Herodes so ver om al die babaseentjies onder die ouderdom van 2 jaar in Bethlehem en omstreke om die lewe te laat bring. En nou kom daar nog 'n vrees in Josef en Maria, vrees vir die lewe van hulle baba. En hulle vlug weg na Egipte. Hulle pak 'n moordende reis van by die 700 kilometer aan om weg te vlug omdat hulle bang was. Wie jy ons gunsteling lied van Stille Nag is, wat jy, as daar een lied is, ekskuus tog, as daar een lied is in die wêreld wat jy met Kersfees assosieer, dan is dit Stille Nag, Heilige Nag. In effek was daar in hierdie stille nag, in hierdie heilige nag, was daar allermins stilte en kalmte. Daar was 'n onrustigheid, by Maria, by Josef, by die herders, by Herodes. Daar was 'n 5de karakter wat bang was, en dit was Sagaria. Hy is bang hy word weer teleurgestel. Hulle het soveel verwagting gehad, 'n kindjie van die Here afgebid, maar sy het nooit swanger geraak nie. En toe die nuus kom van haar swangerskap, was hy weer bang dat hierdie nie die waarheid gaan wees nie. Terwyl Sagaria in die heiligdom was, verskyn daar 'n engel van die Here aan hom, regs van die wierookaltaar. Sagaria het hom lam geskrik toe hy die engel sien. Maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Sagaria, want God het jou gebed gehoor, en jou vrou, Elisabeth, sal vir jou 'n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. Jou vrou sal vir jou 'n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. Sagaria was al so dikwels teleurgesteld in sy lewe, dat hy hierdie nie wou glo nie.
So hoor ons dikwels in die Kersverhaal, moenie vrees nie. Miskien moet ons ook vandag in 2025 se Kersfees hierdie boodskap kry. Moenie vrees nie. Hier tussen Kersfees en Nuwejaar skakel ons af. Ons begin ten spyte van die back to school advertensies wat nou op televisie al verbykom, skakel ons eers af. Ons wil in hierdie rustyd wil ons net vir niks bang wees nie. Ons wil nie dink aan die toekoms in Suid-Afrika, in die Gaza-strook, in Oekraïne of waar ook al nie, of in Amerika wat Donald Trump volgende gaan doen nie. Ons wil nie daaraan dink nie. Ons wil nie dink watter vrese daar in onsself is nie. So ons moet hierdie deel van die Kersfees boodskap vandag duidelik hoor en is goeie nuus en ons kan dit vat. Met watter vrese worstel ek en jy vandag? Baie van ons vrese is onuitgesproke. Jy's 'n groot mens, maar jy's ook bang. Want groot mense raak ook bang. Want daar's groot goeters wat jou bang maak. Daar's klein goedjies wat jou bang maak, daar's simpel goedjies wat jou bang maak. Want vrese is persepsies. Iemand het 'n akroniem gemaak van die Engelse woord vir vrees, fear, is false expectations appearing real. False expectations appearing real. Vrese is ons persepsie van 'n spesifieke situasie, persoon of werklikheid. Maar vrees manifesteer in fisiese simptome. Dis nie net in ons koppe waar ons bang is nie. Dis nie net in ons harte, hier in ons binneste waar ons bang is nie. Wie dit gaan sit ook, vrees gaan sit in jou liggaam. Jy ken dit. Jou spiere trek saam in 'n spasma. Jou spysverteringsstelsel murmureer oor dit wat met jou gebeur. Dit gaan sit in jou liggaamsgeheue. Dis deel van elke sel van jou liggaam. En dit manifesteer by elkeen van ons op verskillende maniere. Weet jy, die vrese van die Kersverhaal is in 2025 en in 2026 baie aktueel. Ontoereikendheid, ek is nie goed genoeg nie. Dit is een van die mees algemene vrese wat by alle mense voorkom, een of ander tyd in jou lewe wat jy voel, jy is nie goed genoeg nie. Hoekom is ons bang vir openbare redevoering? Hoekom is jy bang om hier voor te kom staan as daar nou iets met my gebeur en jy moet kom oorvat? Hoekom is ons bang daarvoor? Ek is dalk nie goed genoeg nie. Wat sal die mense sê? Miskien is dit die draaiboek van jou lewe dat jy ontoereikend voel. Dis in jou ingeslaan, dis in jou ingeprent deur jou ouers of 'n onderwyser. Dis in jou ingeboelie. Ek is nie toereikend nie. Afkeuring en verwerping, dit waarvoor Josef bang was, dis ook deel van ons lewe. Wat sal die mense sê? Dit het gemaak dat Josef van Maria wou skei. Vandag ook 'n aktuele vrees by almal van ons. Wat sal die mense sê? Wat sal die mense van my dink? As mense vir jou kritiek gee, neem jy dit persoonlik op. Wat sal die mense sê? Skielike verandering in die onbekende, die herders wat skrik, skielik moet hulle hierdie rustigheid rondom die braaivleisvuur in die veld, moet hulle verlaat. Die vrees om beheer te verloor. Jy weet dit, ek weet dit. Ons is so bang om beheer te verloor. Dis hoekom mense bang is vir ouderdom. Ek gesels met 2 vriende van gister. Beide van hulle se paas is baie siek, is verswak. En beide van hulle het versorgers wat 24 uur, hulle los mekaar af, een vir die dag, een vir die dag, een vir die nag. Almal van ons is bang daarvoor. Jy wil nie in 'n posisie van afhanklikheid wees nie.
want dit is nie lekker nie. Die vrees om beheer te verloor. Jy's perfeksionisties, jy's dalk ingestel om jouself en ander mense tevrede te stel. Jy's bang om beheer te verloor. Jy's bang om self teleurgestel te word, Sagaria. Sagaria is bang, hy gaan weer, hy het so gehoop, so gebid, hierdie ding gaan gebeur, dat hy 'n kind sal hê, en toe die boodskap kom, jy gaan 'n kind hê, jou vrou is swanger, toe leef hy in vrees. En hy moet hoor van die Here af, moenie vrees nie, jou vrou sal vir jou 'n kind in die wêreld bring. Ons reageer verskillend op vrese. Ons vlug weg. Of ons veg. Of ons vries. Hoe reageer jy op vrees? Die Kersverhaal waar ons leer hoe om vrees te hanteer. Hoe het hierdie karakters vrees in hulle lewe hanteer? Maria het gesê, ek gee my lewe vir die Here, ek is tot beskikking van die Here. Dit is dalk een van die belangrikste sleutels as dit by vrees kom. Jy's bang goed sal met jou gebeur, jy's bang wat mense van jou sal dink, jy's bang dat jy jou onafhanklikheid gaan verloor. Is om te sê, Here, ek is nie in beheer van my lewe nie. Dis dalk ons grootste probleem met vrees. Here, ek is nie in beheer van my lewe nie, maar prys God, U is in beheer. Ek is tot beskikking van die Here. En as ons die onbekende van vandag instap, is dit dalk dit wat ons moet leer, dit wat ons moet sê is, Here, ek is tot beskikking van U, en wat U vir my beskik sal vir my goed wees en die beste wees. Ek is tot U beskikking. In Lukas 1:38 sê Maria, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Van die moeilikste dinge in die lewe is om te sê, Here, ek is tot U beskikking. Laat met my gebeur wat U beskik het, en nie wat ek graag wil hê en wat ek beskik nie. Ons moet elke dag volledig oorgee. Die tweede strategie wat ons hoor uit hierdie Kersverhaal uit, en wat ons moet saamvat, is om op te hou luister na die stemme van vrees. So, ons vrees word gevoed op verskillende maniere. Daar's soveel stemme wat ons bang maak, daar's soveel goed inherent aan ons omstandighede, soveel onsekerheid aan die wêreld waarin ons leef, dat ons oorweldig word. En nou help die media, die internet, en veral die sosiale media, help ons nie baie wat dit aanbetref nie, want ons word oorval met inligting. En later kies ons self om hierdie inligting by ons te laat inkom deur ons oë, deur ons ore. Die navorsing sê die gemiddelde mens tel sy selfoon 46 keer per dag op. Jy gee iets of iemand toestemming om met jou te praat. En as dit negatiewe goed is, as dit goor goed is, as dit slegte goed is, dan gee jy vir jouself daai dieet. Jy luister na die goed en jy neem dit op en jy neem dit in. En ons kom nie eens altyd agter nie, maar ons word gevoer met 'n agenda. Jy het dalk baie daaroor gelees en weet baie meer as ek, of dalk wil jy na vandag weer daarvan lees, maar 'n FSA, 'n Amerikaanse teoloog het geskrywe, Leonard Sweet skryf oor algorithmic possession, soos demoniese besetenheid. Die algoritmes van die sosiale media, as jy belangstel in iets en jy kyk iets, dan voer die agenda van agteraf, binne die struktuur van sosiale media, voer jou met dieselfde goed. Kan jy onthou met COVID?
As jy YouTube videoetjies gekyk het oor die inenting en die verskriklike goed daar rondom, dan het jy een gekyk. En dan is dit asof iemand agterkom, jy kyk hierdie goed, jy hou daarvan, en dan gee jy vir jou aan mekaar van daai goed, en dan begin jy dit glo, en dan begin jy angsbevange raak van hierdie goed wat jy hoor, en jy kyk hierdie ou videoetjies, baie keer kom mense na my toe, en sê, ek het hierdie videoetjie gesien op YouTube, en dan weet ek, hy of sy word gevoer met 'n ander agenda as waarvoor jy gekies het. En dan praat Leonard Sweet ook van doom scrolling. Hierdie duim wat so deur die video's vlieg. Hy praat van doom scrolling. En dan sê hy, dieselfde hormoon wat afgeskei word as jy in 'n casino sou staan, en jy laat daai wielietjie spin, dieselfde hormoon word afgeskei in ons liggame as ons met ons duime, soos jy daai one-arm bandit gaan trek in 'n casino, dieselfde gebeur in jou liggaam, jy raak verslaaf daaraan. Ons kom nie agter nie, maar ons word oorgeneem daardeur. En baie van hierdie goed maak ons oorweldig en vreesagtig. Skerms en verhoudinge word daardeur beïnvloed. Die derde ding, strategie wat ons kan leer vandag is, maak jou lewe vol lofprysing. Watter tyd van die jaar het soveel musiek, soveel aangrypende musiek, wat jou wegvoer as jy dit hoor as Kersfees. Ek kan onthou hierdie Kersdag, die hele dag deur, was daar Kersmusiek. Vandat ons begin kuier het, vandat ons saam geëet het, vandat ons die middag verder gekuier het, was dit musiek. Dis hoekom ek vanoggend Kersliedere, net Kersliedere gekies het. Hierdie tyd van die jaar is dit musiek en ons word daardeur gevoed. Dis vir ons positief. Daarom as ons oorval word deur vrees, is dit 'n baie goeie strategie om te fokus op goeie lofprysing, musiek wat God aanbid en eer, musiek wat jou opwek tot dankbaarheid. Want as ek fokus op God se grootheid, dan verdwerg my vrese. Geen dag is so vol musiek in die skepping soos Kersdag nie. Die eerste Kersdag was vol sang en musiek. Maria sang, Elisabeth sang, die engele sang, die herders sang, Sagaria sang. Ons moet ook sing. Bou jou hoop op God se beloftes. Dis wat Maria gedoen het, sy het dit in haar hart gebêre. Sy het haar hoop, al haar hoop het sy geplaas. Ek is tot beskikking van die Here, sy het dit geplaas op haar God. En Elisabeth sê vir Maria, jy's geseënd omdat jy vertrou het dat die Here sal doen wat hy gesê het. Wil ons geseënd wees, ons wens mekaar 'n geseënde Kersfees toe. Ons wens mekaar 'n geseënde 2026 toe. Ons sal geseënd wees wanneer ons vertrou dat die Here sal doen wat hy gesê het. En daarom is al die beloftes in die Bybel vir ons so belangrik. Ons moet dit ken, ons moet dit weet, want hy is getrou, hy sal doen wat hy gesê het. Die Here wil ons uitdaag vandag om te fokus op hierdie beloftes. Hy het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gegee het sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons het nou nog gesê een van ons grootste vrese is ons vrees vir die dood, van ons geliefdes, van onsself dalk. Dis die een massiewe vrees wat Kersdag kom aanspreek. Wat God aanspreek deur sy seun te stuur. Hy kanselleer die vrees wat in Genesis in die wêreld ingekom het, kom kanselleer hy. Die tydelikheid vervang hy met ewigheid. Daarvoor moes Kersfees plaasvind.
In die hoëpriesterlike brief van Hebreërs, waar daar baie gepraat word van Jesus se hoëpriesterlike taak. Net op hierdie manier kon hy die vrymaak wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood in slawerny vasgevang gesit het. Net op hierdie manier kon hy die vrymaak wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood in slawerny vasgevang gesit het. Net deur die stuur van sy seun kon hy hierdie mag van die vrees oor ons lewe kom breek. Toe Jesus in die krib lê, was hy reeds in die skadu van die kruis. Hy's gebore om dood te gaan, sodat wanneer ons doodgaan, ons lewendig raak. Is dit nie rede om bly te wees nie? Dis wat ons moet saamvat van Kersfees. Daar's so verskriklik baie reuse, massiewe rede om positief weg te gaan in 'n onbekende jaar in van hierdie Kersfees af. Ons vrees, die juk van vrees is gebreek. Here, ons is ook bang. Ons hoor vandag dat ons nie bang moet wees nie. Help ons om ons tot u beskikking te stel, want dit is moeilik. Geef vir ons oorwinnings oor vrees wat ons nooit gedink het moontlik is nie. En in die naam van Jesus, omdat Jesus gekom het, verklaar ons elke band van vrees oor ons lewens nou tot niet in die naam van Jesus, onder die bloed van die lam. Help ons om in vryheid en met ware Kersvreugde die nuwe jaar in te jubel. In Jesus se naam. Amen.